Well, goedenavond, beloveds. Good evening, uh, beloveds. Uh, what a day! It's Friday, and yes, we came to the end of this week. Praise the Lord. Week with challenges, uh, and the high point of this week was the passing of the Springbok rugby player, uh, Cornel Hendricks. Uh, well, when we received the message on the 14th of May, it was a shock. And to make it more of a shock, it's my wife's nephew, uh, and is, you can't get around the fact that you know that we know his condition was serious, uh, but we've never thought that the day would come that we have to say goodbye so early in his years. Just 37 years old, and wife and kid. And so, and he's got his parents too, and it's difficult for them to deal with his passing. Spoke the other day with his brother at his workplace here by Checkers, and you know he was so optimistic about Cornell's comeback to the Boland rugby team. Ja, ons het uitgekyk om hierdie inspirerende jongman te sien speel weer in die Boland nadat hy vir soveel jare weg was. En ek het nou deur al hierdie YouTube tributes deurgegaan en weet almal praat sulke mooi goed van Cornel. Ek het hom gesien by my skoonma se afsterwe. Daar het ek ons hom gesien en baie sprankelende jongman gewees. Hy het my seun en my dogter het ons saam met hom na sy huis toe gegaan. Hulle daar van sy huis af gekom met goedjies wat hy vir hulle gegee het. En jy weet, dit is so moeilik om te deel met hierdie tipe van losses. Ek luister gisteraand op YouTube een van sy mentors en coaches wat daar praat en jy weet hy is hartseer. Ek het nou vanaand weer gekyk die boel se bestuur hulle tribute gegee het, maar gisteraand se ene was baie emosioneel en hy vertel hoe Cornel nou aan sy einde gekom het. Weet, hy was in die huis besig met sy, jy weet, sy vaderlike pligte. Weet jy, dit is 'n voorreg om, jy weet, tussen jou mense te wees en jy weet, tot jou einde te kom. Daar is soveel wat roekeloos daar buite is en daar tot hulle einde kom. Ouers sal moet hulle seun of hulle dogter teen die pad gaan uitken. Hierdie jongman was besig met skottelgoed was. Sy vrou gesê, voel nie lekker nie, buite gaan staan en daar het in mekaar gesit. Weet jy, wat kan ek my sê? Wat kan ek my sê? My gebed is dat die Here sy mammy en sy vrou en sy pa en sy broer en almal wat aan hom connected was, Breë, Suid-Afrika, Bulls, Boland, sy clubs, Roses, United en ook die nasionale, jy weet, rugby spanne, All Blacks en hy manne, wie vanaand sy losmol
wil ons wil vir hulle sterkte toewens, vir hulle sê dat die Here is naby hulle wie gebroken is van hart, selfs my familie, my vrou se familie, jy weet, Morris, die Maurice, my gebed is dat die Here vir julle sal ondersteun, onderskraag en so julle harte versterk in hierdie tyd van rou. Selfs die Hendrikse, jammer dat ek hulle uitgelaat het. Sterkte in hierdie tyd. Net die Here ken u pyn. Die een van ons kan 'n klomp goed sê. Maar net die Here sal ooit daardie pyn, daai seer kan genees. Vanaand wil ek met u praat en net vir u bemoedig en vir u sê, weet jy, die lewe is baie vinnig. Die lewe is baie vinnig, is 'n oogknip. Jy kan jou oog knip en vir 'n sekonde is jy nie meer hier nie. Of jy kan jou oog knip en vir 'n sekonde kan jy in die hospitaal beland. Enigiets kan gebeur met die knip van jou oog. Dit is hoe ernstig die tyd is waarin ons lewe. En jy weet, in hierdie tyd waarin ons lewe is daar so geweldige struwelinge onder die kerkgemeenskappe en die Christendom oor wat is reg en wat is verkeerd. Jy weet, die regte gebruike van die nagmaaltafel, verkeerde gebruike van die nagmaaltafel, maar daar is geweldige controversies rondom hierdie evangelie wat ons elke dag verkondig. Maar ek het die Here boodskap dat Jesus of God praat hier saam met Jona in die eerste hoofstuk van Jona om na Nineve toe te gaan en vir Nineve se mense te gaan sê dat die Here gaan Nineve vernietig. Hierdie boodskap was vir Jona te erg. Die tema wat ek vanaand oor praat, listening versus obedience. Nie alles wat jy hoor, jy weet, prikkel so die gedagte dat jy die regte storielyn uit die boodskap wat jy hoor uitvat nie. En dis waarom ons baie keer in die moeilikheid kom. You see, there is a difference between listening to a story or being obedient to what you're listening to. Want wat ons moet verstaan, we need to understand this, that in that message, the thing that you're listening to, there is either an instruction, number one. Number two, it can be a question. Number three, it can be encouragement. But either way, in the thing that you are listening to, there is a story that is meant for you. En so baie keer mis ons die boodskap, ons mis die storielyn en ons gryp verkeerde idees aan, verkeerde boodskappe word oorgedra. Dit is wanneer ons baie keer in die moeilikheid kom, want ons het die regte storie geluister, maar het die verkeerde boodskap uitgedra. Maar hierdie eerste hoofstuk praat God met Jona. Jona verkies om te vlug na Tarsus toe. Hy is op die skip en jy weet, 'n storm kom op die water. En onmiddellik besef Jona, dis die Here hierdie wat hierdie storm op laat kom. Nou wil ek vir iemand sê, nie elke storm wat jy deurmaak is die vyand se skuld nie. Jy kan nie elke keer die vyand wil blameer vir dit wat jy deurmaak nie. Jy was maklik ongehoorsaam gewees aan die stem van die Here. Jy moes na Nineve toe gaan.
en jy verkies om na Tarsus toe te vlug. Jy moet weet dat die Here se oog, volgens die skrif, deurkruis die hele aarde. So hy weet presies waar jy jou vanaand bevind. Hy weet presies in wat emosionele status jy vanaand is. Die Here weet presies wat 'n diepte jy vanaand lê. Die God is alomwetend. Amen. Jonah dink om te vlug na Tarsus, gaan vir hom uit die moeilikheid te hou. Nee, die Here kry vir hom op sy vlugtog. En hy kom onmiddellik agter hierdie, wat hier gebeur, is die Here. En hy sê vir die skipskaptein, luister meneer, ek is die oorsaak van hierdie storm. Die skipskaptein moes gedink het, maar waarvan praat hierdie man? Hy is toch nie in beheer van die natuur nie. Maar Jonah sê vir hom, die maklikste manier om uit hierdie ding uit te kom, is om van my oorboord te gooi. En die moment toe hulle hom oor die boord gooi, langs oor die kort, toe word die storm stil. Maar aan die ander kant, beskik die Here 'n vis om Jonah op te skit. Amen. En na Nineve toe te vat. Jy mag miskien dink, ons mense is mos beter wetend, ons ken alles, ons weet alles, ons weet hoe die evangelie ook werk, ons weet wat in die skrif alles staan, maar jy sien, jy moet dit verstaan. Amen. Hoor wat sê die woord van die Here, dat gehoorsaamheid is beter as offerande. So dit maak nie saak hoe goed jy jou skrif ken vanaand, dit maak nie saak hoe goed jy kan preek nie, dit maak nie saak hoe goed jy die saak van die Here verstaan nie. Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Dis beter dan eerder om niks uit die skrif uit te herken nie, en die een instruksie wat die Here vir jou gee, om dit uit te voer, dan is jy in die goeie boekies, by die Here. Dit is wat die skrif vir my leer. Dit is wat die skrif vir my leer. Gehoorsaamheid, beter as offerande. Die salwing lê nie in jou titels nie. Ons maak hierdie ding baie duidelik. Jy is jong, en jy het nog niks gewerk van die Here nie. En ek het geen probleem met iemand wat jonk is, en die ranks hardloop nie. Nee, ek het nie 'n probleem nie. Maar you need to understand, hierdie ding van die evangelie, kom nie oornag nie. Hierdie ding van die evangelie, word 'n proses in jou lewe. Want jy sien, die Here roep vir Jonah, kom ek verduidelik vir u, en ek maak hierdie ding baie duidelik. Die Here het nie geroep vir profeet Jonah nie, die Here het nie geroep vir evangelis Jonah nie, die Here het nie geroep vir apostel Jonah nie, die Here het vir Jonah geroep. Amen. Die Here ken jou by jou naam. Wat sê die skrif? Ek het jou by jou naam geroep, en jy is myne. Hy sê nie, hy het vir apostel Kobus geroep, hy sê ook nie, hy het vir pastoor Kobus geroep, hy sê nie, hy het vir bishop Kobus geroep, hy sê, ek het jou by jou naam geroep, Kobus, jy is myne. Ons moet daai konsep verstaan, want die inding vandag is dat ons mense wil geerken word op 'n titel. Dis hoekom die evangelie soek swaar trek, want dit is dokter profet, dit is dokter evangelis, dit is dokter bishop. Waar in die skrif het God mense so geroep? Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Wat is die opdrag? Kom ons kyk wat is die opdrag. Matteus 28:19. En ek gaan dit eerder nie uit my kop uit sê nie, net ons sê ek sê my eie goed. Kom ek lees uit die nuwe lewende vertaling, wat die skrif daar sê. Amen.
Kom ons lees, prys die naam van die Here. Ek is so excited vir die Here. Amen. En ons moet goed reg trek, ons moet goed reg maak, waar mense in verwarring sit. Hoor wat sê die skrif, daarom moet julle na elke volk op die aarde toe gaan, en hulle my volgelinge maak. Hoor wat sy doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om al die dinge wat ek julle beveel het, te gehoorsaam. Hoor wat sê verder, en julle moet onthou, dat ek elke dag by julle sal wees tot die einde van die wêreld toe. Amen. Dit is die opdrag. Halleluja. Amen. Ons moet dit verstaan. Eerste ding wat ek vir u sê, hy het ons op ons naam geroep. Hy het vir Jona gesê, Jona, gaan na Nineve, vertel vir hulle hierdie boodskap wat ek vir jou sê, ek gaan Nineve vernietig. Amen. Dit is die boodskap. En hy het nie nog titels aan Jona se naam gekoppel, hy het gesê, Jona, gaan af na Nineve en gaan vertel vir hulle dit wat ek vir jou sê, ek gaan die dorp vernietig. Prys die Here. Halleluja. Hy sê vir Moses, en nou het hy gesê profeet Moses, evangelis Moses, priester Moses, pastoor Moses. Nee, hy het gesê Moses, gaan na Farao, gaan sê vir hom, ek het jou gestuur. Amen. En ons moet die konsep moet ons verstaan, dat jou titel is nie die kommandeer vir die boodskap van die Here nie. Nee. Jou titel maak nie jou as 'n persoon nie. Nee. Jy is nie meer geseënd as jy jou titels op 'n poster sit nie. Nee. Die boodskap van die Here is baie duidelik. Ons moet gehoorsaam wees teenoor die opdrag en die instruksie wat ons hoor, moet die gehoor komplementeer sodat ons die regte ding kan uitvoer. Jona kom tot sy sinne. Amen. Halleluja. Of hy hoe geseënd was, of hy hoe 'n verhouding met God gehad het, daar was vrees in hom. Dis waarom hy gevlug het. Hy het minderwaardig gevoel. Dis waarom hy gevlug het. Hy het gevoel, hy is nie reg vir die boodskap of die taak om te doen nie. Dis waarom hy gevlug het. Die Here, wanneer hy vir jou 'n assignment gee, dis die tweede ding wat ek vir jou wil sê. Eerste ding, moenie staat maak op jou titels nie. Jou titels beteken absoluut niks by God nie. Amen. Dit is by God beteken jou titels, jou klomp name wat jy het voorin, beteken absoluut niks. Die opdrag is wat by God op belangrik is. Amen. Doen die werk van die evangelis. Amen. Hy sê, gaan dan heen en maak disciples. Dit is die opdrag wat by God belangrik is. Siele is by die Here belangrik. Die tweede ding is, amen. Die tweede ding is, wanneer God jou 'n assignment gee, hy gee vir Jona die assignment om na Nineve te gaan. Jona voel, hy wil dit nie doen nie. Hy vlug eerder. Maar die Here maak dit sy besigheid om Jona tot orde te roep. Wanneer God jou 'n boodskap gee, hy gee jou 'n assignment, kan jy nie die assignment afskuif na iemand anders toe nie. As die Here vir Pietie die boodskap wil gegee het hy vir Pietie geroep en gesê, Pietie gaan en gaan doen my werk. Maar die Here het vir jou gesê, Johnny, jy moet die werk gaan doen. Amen. Moenie jou verantwoordelikheid afskuif nie. Die Here gaan jou in die hande kry. Hy gaan jou laat remind, ek het met jou gepraat, nie met iemand anders nie.
Hier in die 3de hoofstuk kom die Here by Jona uit, nadat hy hom tot orde geroep het, en hy sê vir die 2de keer, ek lees dit graag in die Engels en dan gaan ek in die Afrikaans dit lees. Hy kom by Jona en hy sê, and the word of the Lord came unto Jonah the 2nd time. Amen. As die Here een keer gepraat het, kan die mens miskien nog, ek kan miskien nog, compromise en miskien nog sê, nee, maar die boodskap is vir my nie. Maar wanneer jy die 2de keer met jou praat, moet jy dit ernstig kop toe vat. Die Here gee die selfde instruksie aan hom. Hy sê, arise, go unto Nineveh, and or Geneva, that great city, and preach unto the preaching that I bid thee. So Jonah arose and he went unto Nineveh. You need to understand, in die eerste plek het hy gevlug, maar God roep hom tot orde. Die tweede plek, vat hy die instruksie, staan op en hy gaan preek die evangelie in Nineveh. Amen. Wat gebeur in Nineveh, is dat toe hy sy mond oopmaak, halleluja, toe stroom die mense na die Here toe. Amen. Nou, as God vir jou 'n boodskap gee, moet jy weet dat die plek waar jy gaan, is klaar gereed gemaak vir hierdie woord wat gaan kom. Amen. Die Here sal nooit sy woord stuur, alvorens hy die voorbereiding getref het, en mense se harte in beweeg het, om hulle gereed te kry vir die woord van die Here. En ons mense is honger vir die woord van God. Toe hy sy mond oopmaak, toe stroom die mense na die Here toe. Wat gebeur? As gevolg van sy gehoorsaamheid, het mense na God toe gekom. En die Here het gesien wat gebeur, en hy draai die ernstige boodskap van vernietiging, en hy spaar vir Nineveh. Ja, ek wil vir jou sê, jou gehoorsaamheid sal maak dat jou area gered word. En die vloek wat oor jou area rus, sal verdwyn. Halleluja. Jou gehoorsaamheid, my liewe broer, as jy die opdrag van God ernstig opneem, dit maak nie saak waar en wat 'n area jy gaan staan nie. As jy gehoorsaam is teenoor die opdrag en instruksie van God, is dit wat mense se harte, omdat hulle reeds honger is, voorbereid is vir 'n woord wat hulle gaan ontvang. Amen. Net omdat jy gehoorsaam was aan die instruksie van God en gegaan het, gaan mense na die Here toe kom, en die vloek van die area, die vloek wat daar heers oor hy plek, gaan verdwyn. Want die Here, wanneer hy in 'n area ingestap het, bring hy verandering, bring hy vernuwing, bring hy verlossing, bring hy redding. Ja, hy is jou God wat sy woord stuur en ledig terugstuur. Nee, sy woord raak elke keer die merk. Ons moet net gehoorsaam wees om te doen wat die Here wil ons moet doen. Luister, Jona was kwaad, want hy het gedog die boodskap wat hy oordra, gaan God gehoorsaam. Amen. Maar wat hy nie verstaan het nie, toe die woord Nineveh raak, en mense na God toe stroom, het die Here nie ander rede, of het nie ander keuse gehad, om die kragtige, ernstige boodskap van vernietiging te draai. Want hier is mense besig om God te aanbid. Hier is mense besig om die Here te loof. Hier is mense besig om belydenis te doen vir hulle oortredinge. Hier is mense besig om hulle lewe met God in orde te kry. Amen. So die Here draai die ernstige vernietigingsboodskap, en hy gee hulle nog 'n kans. Amen. Jou gehoorsaamheid, my liewe vriend, kan maak dat die dorp gered word. Jou gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here kan maak dat jou nasies gered word. Jou gehoorsaamheid, my liewe vriend, sal maak dat 'n wêreld gered word. Amen.
Hallelujah. Amen. If you believe and I believe, kan ons weet dat die Here redding gaan bring. We are looking for a great revival. We don't need to look for it. We just need to be obedient to the instruction of God. God alone will send revival. We don't have to wait for it. We have to be obedient to go. Amen. Sodat die Here kan doen wat hy sê in sy woord hy gaan doen. Nineve word gered. My vraag vanaand aan jou. Is jy gehoorsaam genoeg aan die instruksie van God om te sê, Here, stuur my en ek sal gaan. Mag hierdie woord vir u vanaand geseën wees op hierdie Vrydag aand. Ja, te midde van die ongeluk, of te midde van die teleurstellings, te midde van die rejections van hierdie eeu. My gebed is dat die Here vir u grootlik sal deurkom en dat hy sy hand aan u sal bewys in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Ek glo God se woord, hy bereik sy merk en hy kan vanaand jou lewe verander. Die Here seën. Mooi aan verder. God se rykste seën oor u en die familie. Amen.